Welkom julle Bybels vanoggend saam met my oop te maak in 2 Korintiërs 12. En ons gaan lees vanaf vers 7. En die titel vir vanoggend se boodskap is: My genade is genoeg vir jou. Ek vertrou dat God het met jou hart gepraat en in jou gees gepraat. As ons praat oor sy genade, en mag jy vanoggend beleef hoe God se genade onbeskryflik groot is. En wanneer ons deur hierdie boodskap gaan, mag dit nie 'n boodskap wees van Rudolf nie, maar mag jy beleef hoe God in jou gees praat vanoggend. Mag jy jou hart oopmaak dat die woord met jou sal kom praat. Al lewe ons in 'n gemeenskap waar ons meeste van die tyd alles het en ons weet amper nie eers wat ons nodig het nie. Mag jy beleef vanoggend hoe God met jou praat vanoggend. Amen. So 2 Korintiërs 12 van vers 7 sê dit daarom. Ek gaan hom oopmaak in my Bybel, dit is hoekom my Bybel lees. Dit sê daarom, sodat ek nie hoogmoedig moet word nie, is aan my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my te kastei. 3 maal het ek die Here gesmeek dat dit my moet verlaat. Hy het egter vir my gesê: my genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede spog, sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Ek is dus tevrede met my swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede ter wille van Christus. Want wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk. En ons sleutelvers vanoggend is vers 9. Hy het egter vir my gesê: my genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking. Dankie Vader dat ons hierdie woord vandag kan lees. Dat hierdie woord, Here, nie vir die eerste keer gepreek word vanoggend nie, maar dit is 'n eeuoue preek. Dat selfs Paulus moes besef dat wanneer hy swak is hy eintlik sterk deur God wat vir hom die krag gee. Mag hierdie preek, mag hierdie woord vandag in elkeen van ons se harte geopenbaar word. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. So kortliks 'n paar insigte tot hierdie gedeelte as ons praat van vers 7 en daar staan: daarom sodat ek nie hoogmoedig moet word nie. Voel dit amper daar het 'n lot gebeur voordat ons by hierdie vers kom en daar het. Paulus is in hierdie oomblik besig om al vanaf hoofstuk 10 af, as jy tyd het, kan jy dit gaan lees. Van hoofstuk 10 af is hy besig om die werk wat hy begin het in Korinte en sy bediening en wie hy is te verdedig, want daar het 'n lot super apostels in Korinte aangekom en sy werk eintlik begin aanval. Die gemeente begin, hoe kan ek sê, confuse. Wat is dit in Afrikaans? Deurmekaar maak. Hulle het hulle deurmekaar gemaak. En so Paulus kom op hierdie plek waar hy voel, ek het nodig om te roem, maar ek gaan nie roem soos wat hulle roem nie. Ek kan vir hulle vertel van al die kerke wat ek geplant het en al die connect-groepe wat ek begin het en ek kan vir hulle vertel van al die mense wat ek al na die Here toe gelei het en van al die mense wat ek al gedoop het, maar dit is nie hoe ons roem nie. Inteendeel gaan hy, en as jy die eerste paar verse van hoofstuk 7 lees, van hoofstuk 1 af tot vers 7, dan verduidelik hy van hierdie persoon in die derde persoon wat in die hemel opgetrek is en visioene gesien het van God. En eintlik is dit Paulus en hy sê ek kan selfs roem in al die God wat ek self in al die goed wat ek selfs by God self gehoor het, maar ek gaan nie dit doen nie. Ek gaan roem in my swakhede. Want dit is dan wanneer God die eer kry. Dit is wanneer God se krag volmaak word. Nie wanneer ons vir mense vertel van al die goed wat ons reg kry en doen nie.
En dan sê hy, daarom het ek 'n doring in my vlees gekry. Nou, Paulus het nooit gespesifiseer wat hierdie doring is nie. Dit kon emosionele stryd wees, dit kon 'n fisiese siekte wees, dit kon demoniese aanvalle gewees het. Dit kon selfs die teenstand deur vervolging wees wat Paulus aanhoudend gehaat het. As jy jy kan selfs gaan lees die gedeelte net voor hierdie gedeelte in hoofstuk 11. Dan gaan sien jy, en ons gaan nou by dit kom, maar al die teenstryd wat Paulus geontvang het die heeltyd, daar was heeltyd goed waarmee Paulus besig was. En dit kon dit wees. Niemand weet wat hierdie doring was nie, en daarom kan ons as gelowiges, enige van ons kan amper met Paulus identifiseer. Wanneer hy praat oor hierdie gedeelte, wanneer hy praat oor sy swakhede, wanneer hy praat oor hierdie doring, dat selfs Paulus het God nodig. Hy het nodig gehad om te besef, ek kan nie. Ek het God nodig. En dan sê dit, hy sê, dit is soos 'n boodskapper van Satan. Hy noem dit, het jy al ooit so 'n ding gehad? 'n Boodskapper van Satan. D.I. Carson in die Expository Bible, hy skryf hierdie, hy sê, agter enige plan van Satan, kon Paulus die alomvattende voorsiening van God raak sien, wat voortdurend goed uit kwaad laat voortkom. Paulus kon voortdurend sien hoe God deur sy swakheid sy lig laat skyn, hoe sy krag tot verwesenlik kom. Satan het dalk bedoel dat hierdie doring moet skade bring, dat dit vir Paulus moes seermaak. Maar daar was 'n oomblik waar Paulus moes besef, ek het nou hierdie swakhede, ek het nou hierdie doring, hy gaan nie weggaan nie. En so God laat alles ten goeie dan meewerk. Is ek reg? God, en dit voel nie altyd so nie. Dit voel nie altyd so nie. Hoekom sê ek so? Want steeds vra Paulus in vers 8. Hoor wat sê hy in vers 8. 3 maal, nie net een keer nie, ons sien 'n herhaling. 3 maal het ek al. 3 maal het ek die Here gesmeek dat dit my moet verlaat. Dat hierdie doring my moet verlaat, dat hierdie emosionele stryd my moet verlaat, dat hierdie trauma my moet verlaat, dat hierdie ding waarmee ek sit en oorweldig is, my moet verlaat. Dat dit nou net kan ophou. Kom ons staan so 'n bietjie stil by hierdie gedeelte. In 1983 sê dit in vers 8 sê, 3 maal het ek tot die Here gebid, dat dit van my af weggeneem moet word. Die boodskapvertaling sê, van vers 8, laat al my, luister, swaar kry en lyding asseblief tog net ophou. Het ek tot die Here gesmeek. Kan hierdie net ophou? Het jy al so gevoel? Het jy al so gevoel wanneer jy alleen tyd saam met die Here spandeer? En jy weet nie meer wat om te sê nie, jy weet nie meer wat om te doen nie. En al wat jy eintlik kan uitkry is, Here, kan dit nou net ophou? Jy smeek die Here asseblief. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Soos dink aan Paulus, of ons dink aan waar ons is in ons gemeenskap. En ons praat oor onsekerheid. Onsekerheid is in die wêreld 'n groot oorsaak van angs. Omdat dit ons los sonder 'n duidelike pad vorentoe. Ons is nie seker hoe dit gaan lyk vorentoe nie. Ek is onseker en ek wil weet hoe dit gaan lyk, want ons is mens. Die vrees van die onbekende, die gebrek aan beheer, of die onvermoë om voor te berei van wat voor lê, maar jy weet nie hoe om voor te berei nie. Onsekerheid. Ons smag gedurig na sekerheid oor ons besluite, uitkomste en oomblikke in ons lewens. En het jy al ooit daaroor gedink, dit is hoekom versekeringsmaatskappye so goed doen?
Dis hoekom dit een van die top maatskappye en besigheidsmodelle is in die wêreld, omdat mense het nodig om seker te wees. Ek kan nie net 100% seker wees nie, ek wil 700% seker wees en daarom moet ek 'n gap cover hê. Asseblief nou nie jou gap cover gaan kanselleer nie. Dis nie wat ek sê vanoggend nie. Maar ons het allerlei versekerings in ons lewens, sodat ons seker kan wees, dat wanneer goeders gebeur, is ons in beheer. En ek het planne gemaak. Ons sekerheid. Ons smag na sekerheid. Kan jy in jou area, in jou lewe 'n area identifiseer vanoggend waar jy onseker is? Ek weet nie. Ek weet net nie. Waar jy dalk onduidelik is of wat onbekend is. Kan jy dit vanoggend identifiseer in jou eie lewe vanoggend? Waar jy net nie, ek weet net nie. 3 maal het ek die Here gesmeek dat dit my moet verlaat, sê Paulus. Teleurstelling. Wanneer die werklikheid nie ooreenstem met wat ons verwag nie, né? Ons verwag die deurbraak, maar nie die teleurstelling nie. Teleurstelling is 'n groote. Want teleurstelling sê ek het die bevordering verwag, maar ek weet nie wat gebeur as ek dit nie kry nie, en toe ek dit nie kry nie, weet ek nie hoe om op te. Nou is ek teleurgestel. Ek het verwag dat dalk die maand, gaan ons swanger word. Ons is in daai bootjie. En dit gebeur nie. Teleurstelling. Verhoudings werk nie uit nie. Emosioneel uitgeput. Genesing vir 'n geliefde of die dood van 'n geliefde. En die trauma wat gepaard gaan met alles wat ek nou net genoem het. Trauma op trauma op trauma. Want dit is soms wat teleurstelling doen. Laat al my swaar kry en lyding asseblief tog net ophou, sê Paulus. Ek moes self 2 keer worstel deur die treur en die teleurstelling van miskrame. By 4 geliefdes se graf te staan die afgelope jaar. Laat al my swaar kry en lyding asseblief tog net 3 keer, sê Paulus. Kan hierdie nou net ophou? Kan dit nou net ophou? Kan iemand dit wegvat? Verantwoordelikheid. Wanneer die verantwoordelikheid te veel is en die gewig te swaar raak, het jy al so gevoel? Dis nie dat jy nie die verantwoordelikheid wil hê nie. Meeste van die tyd het jy gewerk om daai verantwoordelikheid te kry, om die leier te wees, of om 'n pa te wees, om 'n ouer te wees, om die verantwoordelike een te wees. Dis nie dat jy dit nie wil hê nie, jy wil dit hê. Maar soms word dit oorweldigend. En jy weet nie wat om te doen dan nie. Hoekom? Weet jy hoekom? Want dit kos jou om verantwoordelik te wees. Dit kos jou om die verantwoordelike een te wees, om stil te bly by 'n familiebyeenkoms. Om jou tong te check. Nee? Dit kos jou om die leier te wees, die baas te wees, die CEO te wees. Dit kos jou om die verantwoordelike een te wees. En dit raak soms baie. Die gewig raak soms swaar. En Paulus sê, 3 maal het ek gebid tot die Here, dat dit van my weggeneem moet word. Ek wil nie dit meer hê nie. Vat dit net weg, Here. Teenstand. Kom ons kyk na teenstand. As jy so 'n bietjie teruggaan in die hoofstuk net voordat ons gelees het, 2 Korintiërs 11 van vers 23, dan sê Paulus, dan roem hy, maar hy roem nie in dit wat hy reg gekry het nie, hy roem in sy swakhede, hy roem in die teenstand wat hy aanhoudelik
gekry. Hoor wat sê, ek was meer in die tronk. Ek is meer dikwels geslaan. Ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gevaarlike straf van 39 houe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry en 1 maal is ek met klippe gegooi. Kan hierdie swaar kry en lyding my net verlaat? Kan dit nou ophou? Dis wat Paulus bid in hierdie oomblik. Jy al so gevoel wanneer jy teenstand ontvang, en ek praat nie van die teenstand wat jy verwag nie, want daar's teenstand wat ons verwag. As jy in die oggend ry en jy gaan laai jou kinders af by die skool, dan verwag jy die verkeer. Daai teenstand. Weet jy verwag dit om by robotte te staan en mense wat voor jou inry en allerlei goed soos dit. Jy verwag dit. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van daai familie. Of die vriend, of die eensaamheid. Die skuld, wat heeltyd teenstrydig is, teenstand bied teen jou. En Paulus sê, laat hierdie swaar kry, en lyding asseblief tog net ophou. En ons kan, dis maar net 'n paar voorbeelde, daar is so baie voorbeelde van dinge waardeur ons gaan, grense wat dalk nie duidelik is nie, trauma wat onopgeword, ek praat van verslawing, sondes. So baie dinge wat ons vanoggend oor kan praat, wat Paulus in hierdie oomblik sê, Here, kan dit my nou net verlaat? Kan dit ophou? Hoor wat sê God in vers 9. Hy het egter vir my gesê, dat my genade is genoeg vir jou. En my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenlik. Wat is genade? As ons vanoggend dink, wat is genade? Genade is God wat werk. God wat besig is om iets te doen wat jy nie kan doen nie. Dit is genade. Jy sien dit nie. Jy weet dalk nie daarvan nie. Maar wanneer jy jou wielpap is, het jy al ooit 'n papwiel gehad? Enige iemand al 'n papwiel gehad? Papwiel gehad? Hy het al 'n papwiel gehad. Mooi geweet wat om te doen, ek was jonk. Ek en my vriend was met my klein bakkie gery en papwiel gekry. Klim uit, papwiel, ja, daar is hy. Kan nie verder ry nie. Nou, wat doen ons nou? Ons het nog nie hierdie geleer nie. Ek kan my pa bel, ons gaan dit self uitfigure. Ons het daar 'n wheel spanner, kan dit doen. Hy sê, okay, ek gaan die bakkie optel. Hy sê, lig genoeg. Maar ek kan nie vir baie lank daar hou nie. So wat doen ons nou? Bel, nee, daar's 'n jack. Jy al 'n jack, hierdie jack nou. Nou kry jy hierdie jack. Okay, hoe werk hierdie ding? Nou het jy hierdie jack daar. Hy is nie seker gaan ek hierdie ding nou hier, hy wil nie eers draai nie. Nee, kyk, daar moet 'n jy gaan nie hom so oplig met jou hand nie. Kyk bietjie, daar's toeltjies. Nou kry jy hierdie sakkie. Vir die van julle wat nie weet nie, ek wys vanoggend vir julle. Het so 'n sakkie. In jou kar, ek beloof, dan hak jy hierdie ouetjie daarin. Kyk hierso. En dan vat jy hom so, en daar gaan hy. Daar tel jy hom op. En weet julle wat is hierdie in Afrikaans? Jy kan hom omdraai. Daar is hy beter. Want nou kan jy hom so draai. En daar gaan hy, en daar tel hy hom op. Jy hoef hom eers, ek sê, Jabes, los hom, check hierso, hy tel hom op. Hy gaan op, jy hoef hom nie in die lug te hou nie. Jy gaan hom nie daar kan hou nie. En daar tel ons hom op. En weet julle wat noem hulle hierdie in Afrikaans? 'n domkrag. 'n domkrag. Is 'n dom naam. Ek dink ons moet sy naam verander. Na genadekrag. Want dit is wat God doen. Dat wanneer ons wielpap is, dan kom God en hy tel ons op. Hy werk. Genade is wanneer ek weet nie wat om te doen nie en ek kan nie myself optel en self die boute uitdraai en die wiel vervang en alles nie. My wiel is pap, ek het nodig dat iemand my moet optel en dit is wat God doen. Nie deur domkrag nie, maar deur genadekrag. Hy kom deur sy genadekrag en hy tel ons op, vriend. Hoor wat sê vers 9. Want my
sit genade daarin. Genadekrag kom juis in swakheid. Wanneer jy nie weet wat om te doen nie, wanneer jy nie weet wat se kant toe nie, dan kom my genadekrag en ek werk. In jou onsekerheid kan jy vanoggend hoor dat my genade is genoeg vir jou. In elke teleurstelling, my genadekrag kom juis in jou teleurstelling. Met al jou verantwoordelikhede, wat so swaar op jou druk en jou oorweldig, my genade is genoeg vir jou. Selfs met die teenstand wat jy beleef, my genadekrag werk in jou swakheid. Psalm 40 vers 2 sê, hy het na my afgebuk en my geroep gehoor en, sê dit daarin, met sy genadekrag my opgetel uit die afgrond van die dood, uit die modder en die slijm. Ek kon nie myself uit die modder en die slijm trek nie. Ek was kniediep, ek kon nie eers loop nie, maar God het my gehoor en hy het gekom met sy genadekrag en my opgetel en my voete op 'n vaste rots kom plaas. Want dit is wat God se genade doen. Vriende, dit is genoeg vir jou en my vandag. Jou hemelse Vader weet wanneer jou wiel pap is. Hy weet dat jou wiel vandag dalk pap is. En dat jy hom nodig het. Hoor wat sê Matteus 6 vers 32. Want julle hemelse Vader weet wat jy nodig het. Jou hemelse Vader weet wat jy nodig het. Laas jaar lees ek Psalm 23 by 'n oop graf. En ek doen 'n troue die volgende dag. Wonderlike paartjie, trou ek die volgende dag. Terwyl my vrou by die huis is en sy treur as gevolg van 'n miskraam. En in daai oomblik moes ek 'n pa wees, ek moes 'n man wees, maar ek moes ook 'n pastoor wees. Niemand het my geleer om dit te wees nie, en hoe om dit te doen nie. Maar God se genade, vriende, is genoeg. Sy genade is genoeg. Sy genade is groot. Sy genade weet. Sy genade werk. Sy genade kom en dit maak heel en dit maak gesond en dit wys jou die pad. Sy genade werk wanneer ons nie weet nie. Kan ek vandag vir jou sê, jou hemelse Vader weet. Hy weet. Hy weet van jou vrese en van jou geheime. En ek vandag vir jou sê, kan jy vandag hoor hoe Jesus vir jou sê, ek weet van jou angs. Ek weet dat jy is angstig. Ek weet van jou mislukkings en ek weet van jou teleurstellings. Ek weet hoe lank jy al bid. Ek weet. En ek sien jou trane. En ek weet wat jy moes opgee. Kan jy vanoggend hoor dat God weet? Dat hy weet dat jy is nie sterk genoeg nie, en dit is te swaar vir jou. Dit is te swaar vir jou. En ek weet dat jy is swak. En dan sê Paulus verder, hoor wat sê Paulus, hy sê, daarom sal ek baie liewer oor my swakhede spog. Dat ek net kan sien wat ek lees. Sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Ek is dus tevrede met my swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings, benoudhede, verantwoordelikhede, onsekerhede, teenstand, terwille van Christus, want wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk. Juis dan is ek sterk.
God het nie die swakhede verwyder nie, vriende. God het nie Paulus se doring kom verwyder nie. Hy het hom nie kom uittrek en sê, "Daar's hy. Hierdie lewe is lekker, daar's hy, daar gaan jy. Pff, doring is uit, sjap." Hy het nie dit gedoen nie. Maar hy het sy swakheid gebruik om sy krag te bewys. Kan jy dit vanoggend hoor? Dat elkeen van ons het swakhede. Paulus het geleer dat Christus se krag die beste werk in sy swakheid. En wanneer ons erken ons is swak, dan tree God se genade in. En hy maak ons sterker as ooit van tevore. Die ding is, hierdie wêreld sê vir ons moet selfstandig wees. Jy moet dit self kan doen. Ek kan dit self doen en jy oortuig jouself. Ek gaan hierdie kar self optel en ek gaan hierdie wiel, ek gaan hom afhaal en ek gaan hom ruil en ek gaan alles terugsit en dit gaan sharp wees. Ek kan dit self doen. Ek kan myself uit die modder uittrek. Ek het geen swakhede nie. Dis wat die wêreld, dis wat ons gemeenskap vir ons skree die hele tyd. Kan jy hoor wat sê God vanoggend? Hy sê vir jou, ware krag kom wanneer jy afhanklik is van my. So hoe is hierdie boodskap op toepassing van ons? Kan jy jou swakhede identifiseer en God se genade aanvaar? Kan jy vandag jou swakhede, jou doring, kan jy dit identifiseer? Kan jy sê, ja, ek het dit. Hoe doen ons dit? Jy's eerlik met jouself en jy erken ek het swakhede. Kobus vra vir my op die trip af, vra hy vir my op 'n stadium, so, wat is jou sonde? Wat is jou swakhede? Ek sê vir hom, nee, ek het nie. Dis baie keer ons reaksie. Ons deny, ons lewe in denial. Ek het nie swakhede nie, want ek het alles. Ek is goed met alles. Ek kan alles doen. God sê vandag vir jou, jy is net 'n mens, jy het swakhede. Vertrou God met hom, met dit. Vra vergifnis. Jammer Here dat ek dit op my eie probeer doen. Jammer Here dat ek hierdie lewe op my eie probeer doen. Dat ek my omstandighede en die situasies waarin ek myself bevind, dat ek dit op my eie probeer doen. En dan vertrou jy God. Kyk wat hy doen. Want dit is dan wanneer genade intree. Onbeskryflike genade, groot genade, wat ek en jy nie kan beskryf nie. Nie domkrag nie, genadekrag tree dan in. En tel op wat jy nie kan optel nie. En dan tweedens, kan jy dat Christus se krag deur jou swakheid skyn? Kan jy dat Christus se krag, sy genadekrag deur jou swakhede skyn? Abraham wou nie vir Isak opoffer nie. Ek dink nie hy wou nie. Maar tog het God vir hom voorsien. Josef wou nooit as 'n slaaf verkoop word nie. Tog het God hom gered. Moses wou nie vir Farao gaan konfronteer nie. Tog het God hom gebruik. Jesus wou nie gekruisig geword het nie. Hy het dit gesê, laat hierdie koppie verby my gaan. Tog het God hom opgewek, want genade werk wanneer ek en jy nie kan nie. Ek wou nie dat Sammy vir die laaste 3 jaar 'n traggie dra nie. Tog het God nooit ophou om hom te genees nie. Nooit. En Sammy gaan môre in vir sy operasie, wat sy ligweg gaan gesond maak. Môre. Vier jaar later, vriende, God hou nooit ophou werk nie. Hy hou nooit ophou werk nie. Sy genadekrag tree in. Wat ook al jou swakheid is, God weet en hy werk en sy genade is genoeg vir ons.